Heilige Gees, dankie vir u teenwoordigheid vanoggend hierso. Here, ons is hier met 'n absolute verwagting en 'n opgewondenheid om aangeraak te word deur u. Here, dankie dat ek in hierdie oggend kan verklaar genesing oor siekte. Dankie dat ek kan verklaar oorwinning oor hulle wat met verdrukking sit, verlies, pyn en seer. Here, dankie dat ek u naam kan uitroep oor elke persoon u. Jesus, Jesus, Jesus. Aan u is alle autoriteit gegee. En daarom weet ek, Here, dat deur u naam te spreek, moet alles in lyn kom. Ek spreek u koninkryk oor elkeen hier, dat dit sal wees soos in die hemel, so in elkeen se lewe en sy liggaam nou, in Jesus naam. Amen. Amen. Julle mag maar sit. Vanoggend se titel is Vergelyking vergiftig. En die titel vat dit eintlik redelik maar saam, is om jouself met ander te vergelyk, sal jy jouself met tyd vergiftig. As jy nou ongelukkig in hierdie lewe wil wees, en niks vrede wil hê, en altyd ontevrede wil wees, dan moet jy jouself met ander vergelyk. Ons het altyd die grapie gesê, maak nie saak hoe hard jy oefen, en hoe goed jy in enige sport is nie. Ergens sal daar 'n Chinese ou wees wat beter as jy is in dit. Dit is so waar. Hulle is freaking goed in alles. Wat kom daarop neer is, jy fokus nie op mense om jou nie. Ek sê vir aan die einde van die preek sal ek vir jou wys waar is ons fokus. Eintlik maar in die begin. Ons fokus is nie op mense om ons in die sin van om onsself te vergelyk met ander nie, maar op een persoon alleen. En dit is Jesus. Jy vergelyk jouself net met Jesus. Die twee disippels wat ek altyd dink as ek dink aan kompetisie. Kyk, ek hou van 'n stukkie gesonde kompetisie. Regtig. Moenie 'n fout maak nie. Ek hou daarvan. Net gisteraand toe dis ek Larissa het gaan draf op die gerusste sportgronde met 'n seentjie. En nou is ek daar met die sokkerbal en nou is ek nou al moeg die paal misgeskop. So toe gaan ek met Joshua na die netbalbaan toe. En nou doel ek, né? En ons het as kinders baie so teen die meisies gedoen. So jy kan ons nou en dan die bal inkry. En toe kry ek so 2 uit 3 in en ek dink wag. Ek gaan nou vir Larissa. En nou weet ek sy doel gespeel, maar ek dink ek sê beginners luck, ek gaan na vat. Ek het liderlik my boude gesien. Dit het my mooi op my plek gesit. So ek hou van 'n goeie kompetisie. Dis nie 'n slegte ding nie. Maar nie ten koste van ander nie. En veral nie om jouself te, soos kompetisie is goed op sy plek en op sy tyd. En as dit verby is, dit verby, dan skud jy hand. Maar om jouself te vergelyk konstant met ander. Ek dink aan die 2 disippels, Johannes en Petrus. Daar was baie kompetisie tussen die disippels, moenie 'n fout maak nie. Inteendeel in Lukas 22 sien ons hoe hulle loop en hulle het 'n rusie onder mekaar wie die grootste is. Wie doen eintlik nou die grootste kragte? Wie van ons 12 is nou eintlik, so nie eens die disippels was genees, wil ek amper sê, immuun, dis die woord wat ek soek, immuun teen dit gewees nie. Wie is nou die grootste van ons? Wie doen die meeste en grootste wonderwerke? En Jesus sê vir in Lukas 22, laat dit nie so wees onder julle nie. Want hy wat groot wil wees, moet 'n dienaar wees. En as ons, en ek wil sê, as ons in konstant in daai vergelyking plek is, van om beter te wil wees, gaan jy baie moeilik in 'n plek van dien ingaan. Want jy moet konstant jouself bewys. 'n Ander plek waar ons 'n kompetisie tussen die disippels sien is Johannes en Petrus op pad graf toe. Kyk, Johannes maak baie duidelik dat hy skryf die boek van Johannes en dan sê hy die geliefde disipel het vooruit gehardloop. Hy was vinniger as die ander disipel. Nou is dit hy en Petrus wat hardloop graf toe. En hy sê mooi in sy boek, die disipel wat Jesus liefgehad het, het eerste by die graf gekom. Hy wil net, dit het niks te doen, daar's geen teologiese waarde aan dit nie. Hy wil net seker maak,
Almal van ons wat ooit die boek lees, moet weet ek Johannes, die geliefde disipel, was vinniger as Petrus. En hy kom voor die graf en hy stop. En dis nou nie heeltemal iets te doen met die preekie, maar dit was vir my nogal iets om oor te dink. Want hoekom stop Johannes voor die graf? Hier's wat ek vermoed. Johannes was die enigste een van die disippels wat by die kruisiging was. Die laaste keer wat hy vir Jesus gesien het, was hy flenters geslaan. Daai trauma waardeur hy moes gegaan het. En nou kom hy voor die graf en hy soos, wat as hierdie vrouens vir ons gejok het? So wat as hulle verkeerd is? En kan ek weer deur hierdie gaan? Petrus was nie daar nie. Petrus, en dan ken ons ook sy persoonlikheid. Absolute firecracker. Of 100% in die reg of 100% in die verkeerd. Dit is Petrus se persoonlikheid en hy hardloop in. Moral of the story is ek wil vanoggend vir jou wys hoe om te vergelyk met ander mense onwys is, jouself sal vergiftig en dit sal jou roof van alles, alle vreugde en vrede. En dit sal dit sal jou roeping van jou wegvat en dit sal jou later op 'n plek vind wat jy stagneer en niks meer vir Jesus wil doen nie. Regtig. Ek moes daai ding al beklei het. As jy as kind, almal van ons moes daai 60 meter en 80 meter gehardloop het, né? Dis as jy net begin op skool en dan staan mamma en pappa daar voor. Wat is die eerste ding wat hulle vir jou leer as jy hardloop? Moenie omkyk nie. En dis moet ons almal hardloop as ek kind is. Hardloop, en as jy self kry jy in die baan en as jy in die baan en jy verloor spoed en jy lyk heel snaaks as jy hardloop. Kyk voor jou. Soos jy vanoggend met ek gaan dit dalk nog 'n paar keer sê. As jy met een ding kan uitstap. As jy mens 'n pastoor sluit mens 3 keer af, nou ek sê as jy net een ding moet wegstap, as jy met een ding moet wegstap vanoggend, is fokus voor jou. Fokus voor jou. Moenie jouself vergelyk met ander nie. Fokus voor jou, fokus op Jesus. He's the goal and he's the prize. Hy is die een soos wie ons wil wees. Hy is die een op die einde wat beloon. Mense om ons beloon ons nie. Jesus is die beloner. En ons hardloop vir hom. Ek onthou, kom ek lees eers vir julle, dat dit net voel ons in die kerk. 2 Korintiërs 10, vanaf vers 12 tot 13. Dis die eerste teksvers vanoggend. Want ons, ek kom eers blaai, ek sal vir jou 'n pause gee. Want ons waag dit nie om ons te reken of te vergelyk met sommige van die wat hulle self aanbeveel nie, maar omdat hulle hul met hulself meet en met hulself vergelyk, is hulle onverstandig. Maar ons sal nie buite die maat roem, maar volgens die maat van die werking wat God ons as 'n maat toebedeel het, om ook jou te bereik. So 2 goed wat jy moet sien vanoggend is, punt 1, daar is mense wat hulle self met hulle eie maat meet. Ek is goed, want alles wat ek doen is goed. Soos die Fariseërs maar gedoen het in Jesus se tyd. Hulle was selfgeregtig en hulle het gedink hulle is in die goeie en almal is verkeerd, want hulle het die eie maat van wat is sukses in die lewe. Ek dink almal van ons kan ook vinnig aan iemand dink. Wat is sukses in die lewe? Punt 1, moenie soos dit wees nie. Moenie jou eie maat skep ten koste van ander, want dit sal ten koste van ander wees. En dit sit ons op 'n plek waar ons ook nie groei nie, want ons is nie oop vir inspraak of waar ons dit dalk verkeerd kry nie, want ek sê vanoggend vir die span, moenie 'n fout maak nie. Ek het nog 'n bietjie skuur en skaaf nodig, hoor. Ek het skuur en skaaf nodig. Ek het nog 'n paar takke wat moet geknip word. Maar soos ons eie maat opmeet, dan stel jy mos nou die standaard. En die ander ding is, moenie jouself met ander meet nie, veral nie met hulle nie. Want dit is onverstandig. Ons meet onsself slegs aan Christus en dit wat hy voor ons gesit het. Ek onthou in dit was graad 11. Toe sit ek ons was by die koshuis tafel gewees. Nou, hulle vra ons, hoe weet jy, iemand was in Boyside gewees? Hulle sê eintlik van elke groot skool, maar hoe weet jy iemand was in Boyside gewees? Hy sê jou. So ek was in Boyside gewees en ek onthou sit ons aan die koshuis tafel vir middagete en
toe het, nee ek jok, dit was matriek, want toe het net van die seuns teruggekom van hierdie vasbyt, Kalahari vasbyt, ek weet nie wie van julle al daar gehoor het van het, die van hulle teruggekom van dit, en van die ouens speel eerste span, en die ouens werk hard, en yes, iemand wat hard werk en kry wat vir hulle werk, dis amazing, dis goed, regtig, well done, ek is all vir dit. Maar ek onthou hierdie een ou, en hy het vir die Sharks gespeel, tot so onlangs, dus ek sal nie sy naam sê nie. Hy sit so aan tafel en hy sê, yes, julle het nou hierdie Kalahari vasbyt gedoen, jy het hierdie gedoen, en jy doen hierdie, en speel eerste span, en hy kyk so na my, en hy sê, Drieco, en jy? Wat het jy nou al eintlik gedoen? En hy floor my, so dat ek dink myself, wat het ek nou al eintlik? En hy het hierdie maatstaf wat hy gebruik, van wat sukses is in die lewe, en ek vergeet vir 'n oomblik, dat in graad 10 wat ek boys uit toe gegaan het ek eerste of onder 16A gespeel. Ek was in boys se afloopspan gewees vir die hardloop. So die skool het my ingeroep en gesê, "Jesus Hendrik, well done, jy het so goed aangepas in die skool. Well done." Graad 11 toe verloor ek heeltemal my lus in elk geval vir die sport en want as gevolg van beserings se goed wat my regtig skouer en enkels en alles. Maar ek vergeet vir 'n oomblik soos Hendrik, jy is eintlik nie so sleg nie. Jy het almal ietsie in die lewe so nou en dan kry dit per ongeluk reg. Maar wat het jy nou al eintlik gedoen? En ons laat baie keer toe dat mense ons afbring en laat vergeet wat die Here al in jou gedoen het en wat die Here al met jou gedoen het. Net omdat dit nie opmeet tot 'n ander een se standaard of wat hy dink reg is of wat hy sien as sukses nie. En ons sien onsself in daai oomblik as deur daai ou se oë. In plaas van om te fokus en te sien wat sê Jesus oor my. En dit is hoekom by elke kursus fokus ek so erg op die volgende: gehoorsaamheid. Ek wil jou net altyd aanmoedig om gehoorsaam te wees aan die stem van die Here. Want as jy dit doen, dan is jy 'n sukses. As jy kan in gehoorsaamheid staan met die stem van God, dan het jy dit gemaak. Well done. 1 Samuel 17 vers 38 wil ek graag vir ons lees. Ek moes dalk nie die mic gedoen het nie. As hy probeer weer, take 2. En Saul het Dawid en sy klere laat aantrek en 'n koperhelm op sy hoof gesit en hom 'n pantser laat aantrek. En Dawid het sy swaard bo oor sy klere vasgegord. En toe hy die moeite doen om te loop, omdat hy nooit probeer het nie, sê Dawid vir Saul, ek kan nie hierin loop nie, want ek het dit nooit probeer nie. Hy maatstaf van ander mense se wapenrusting. En Dawid het dit uitgetrek. Daarop neem hy sy staf in sy hand en soek vir hom uit die spruit 5 gladde klippe uit en steek dit in sy herderstas wat hy gehad het, naamlik in die slingersak, en het met sy slinger in sy hand het hy nader gekom na die Filistyn. Bekende storie, ons almal ken die storie van Dawid en Goliat, ongelowiges ken die storie van Dawid en Goliat. As enige ander dalk iets doen in die wêreld, Dawid het vir Goliat gewen. Baie bekende storie. Maar ek wil vir jou sê, daai dag, as Dawid met daai wapenrusting van Saul uitgegaan het hy dit nie gemaak teen Goliat nie. As hy toegelaat het dat hy beïnvloed word deur op 'n sekere op die ander ou se standaard, op 'n ander ou se sekere manier te doen, hoe hy voel dit moet gebeur, jy moet met my wapenrusting uitgaan, het Dawid geval. Maar Dawid het nie. Dawid het gegaan met dit wat die Here in sy lewe doen. Dit waarin die Here hom op gerig het. Elke kind van God is nie, party praat goed vir mense. Party netwerk. Party mense is evangeliste, party mense is pastore, party mense is blymoedige vermaaners, profete. Daar's soveel maniere wat die Heilige Gees, en dit is hoekom dit so mooi is in 1 Korintiërs 12, wat Paulus al hierdie maniere van die Heilige Gees beskryf, en dan sit hy die fokus op wat? En dis alles deur een
Gees. Hoe mooi is dit? Deur een Gees. So ja, jy vloei, die Heilige Gees werk op jou so 'n manier, hy werk deur jou op hierdie manier, maar onthou, dis een Gees. So om te sê, jy wat op hierdie manier beklei met jou wapenrusting en ek met my slingervel, ek's beter as jy want ek het 'n wapenrusting, is soos dieselfde Gees wat deur jou beklei. Dis dieselfde Gees wat deur jou werk. So verstaan hoe dit eintlik nie eers sin maak om te vergelyk op so 'n manier of om minderwaardig te voel. Kyk, maar my ou slingerveldjie, daai ou beklei met 'n wapenrusting. Dis dieselfde Gees. So my vraag vanoggend vir jou en ek wil jou uitnooi om regtig te gaan sit by die Here om met hierdie vraag is, wat is in jou hand? Wat het die Here in jou hand gesit? Is dit 'n swaard? Is dit 'n slingervel? Wat vertrou hy jou mee toe? Want dit is waarmee die Here jou wil gebruik. Dit is waarna hy deur jou wil vloei. Moenie probeer wees soos die ander ou nie. Of dit nou glamorous lyk of nie glamorous lyk nie, dit maak nie saak, dis irrelevant. Wat het hy in jou hand gesit? Want as jy effektief gebruik dit wat in jou hand gesit het, gaan reuse val. Die reus het irrelevant geval van wat, soos of dit nou 'n swaard of 'n slingervel was, maar wat meer gegaan oor Dawid was opgerig met die slingervel en hy het gegaan in die naam van die Here, die Almagtige en dit wat hy in sy hand gesit het. Jy hoef nie met 'n swaard te gaan om 'n reus plat te trek nie. Partykeer kan jy nie partykeer nie. As die Here slingervel in jou hand gesit het, sal die reus val. Gaan jy net met dit wat God in jou hand gesit het. 2 Korintiërs 3 vers 17 tot 8. So in wie se beeld is jy gemaak? In die beeld van God. So hoe kan ons na enige iemand of enige iets kyk om onsself te vergelyk met daai persoon? As ons in een beeld gemaak is en dit is in die beeld van God en nie in enige mens nie. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. Prys die Here daarvoor. En terwyl ons almal met onbedekte gesigte, soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Soos wat ek in die begin gesê het, soos wat jy hardloop, daai wedloop, Jesus, Hebreërs 12 sê vir ons dat ons hardloop hierdie wedloop van die lewe waarin ons is, met Jesus wat in die voorpunt staan, so op hom te fokus, op hom te kyk, hy is sy beeld te fokus, hy is die spieël waarin ons kyk, word ons getransformeer van heerlikheid tot heerlikheid. Maar wanneer ons om ons kyk, gaan jy bane wissel, jy gaan verlore raak in wie jy is. Dis hoekom baie mense nie weet wie hulle is nie, want hulle is so besig om hulle self te soek in wat ander doen en wie ander mense is, in plaas van om te kyk wie hy is, wat in my baan is en wie hy my gemaak het om te wees. Die slegte ding van vergelyking en die kompetisie wat daarop volg, is die lelik wat uitkom in kerk en in mense. Hoe Christene uit 'n plek uit van vergelyking begin kompeteer met mekaar. Wie is meer geestelik? En ek klink ons eintlik maar net soos die disippels in Lukas 22. Ek wil eers hierdie teksvers lees en dan sal ek verder uitbou op dit. Is in Filippense 1:18. Maar wat maak dit in alle geval op allerlei wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my en sal ek ook verbly. So Paulus sit in die tronk in Filippense en daar's ander mense wat ook die evangelie verkondig. Maar hulle doen dit vir eie gewin. Hulle doen dit vir hulle self en hulle doen dit ook om vir Paulus te spyt. Hey Paulus, jy sit lekker in die tronk, hier loop ons buite rond, ons vertel die evangelie en hulle doen dit om hulle self te vergelyk. En wat is Paulus se ingesteldheid rondom hierdie? Sy bitter. Hy sê, Here, hoekom? Hulle doen dit nie eens vir die regte rede nie en hulle is nie en ek sit in die tronk.
Dit is 'n natuurlike manier om te dink. Here, hoe onregverdig is hierdie? Ek doen dit vir die regte rede. Ek word geslaan, ek word gestraf. Here, U ken my hart. En hulle doen dit vir hulle self en kyk hoe en hulle loop buite rond. Maar sy ingesteldheid is nie op mens nie. Dis op wat? Jesus. Hierin verbly ek my. Die evangelie word verkondig. Daai ouens doen dit dalk vir die verkeerde rede, maar ek glo dat God sal verheerlik word in hulle skewe manier. Hulle doen dit vir hulle eie gewin, maar die evangelie word verkondig en daarin sal ek myself verbly. En as ons so gefokus is op ander en onsself vergelyk, kan ons dit doen nie. Selfs as iemand dit in 'n goeie lig doen. Ek gebruik vanoggend die voorbeeld hiervoor. Sê nou maar ek en Roan al by die klankbord sit. Julle kan nou nie sien, hy's agter die banner. Nou hy was nou my guinea pig vanoggend, so ek gaan nou weer as my guinea pig gebruik. So nou gaan ek en hy in 'n kompetisie want ek vergelyk myself mos nou met mense. Ek kry my waarde in my geestelike waarde in en hoe goed ek perform bo my peers. So nou gaan ons op 'n uitreik en wat is die hoofdoel van 'n uitreik is die verkondiging van die evangelie en dan nou ook ons moet ook hoe meet jy sukses? Jy moet ons ook 'n sukses kan meet, jy weet. Hoe meet jy sukses van om siele te verkondig of die evangelie te verkondig? Wel seker maar hoeveel mense Jesus aanneem. Dis ons jy weet ons moet 'n tasbare maatstaf wees om dit te meet. Nou as ek en Roan besig om die evangelie te verkondig en aan die einde van die dag kom ons met mekaar en ek sê van Roan, hoeveel siele het jy gewen? Nee, ek het 7 of kom ons sê ek is die bad guy in die storie. Nee, ek het net 2 gewen. Ek het 7 gewen. Net 2. Wat het jy gedoen die hele dag? Ek het 7 gewen. Is daai hoe Christus se begates moet optree? En ek sê vanoggend die hartseer in dit is hierdie persoon het 2 mense na die Here toe gelei. Hoe freaking amazing is dit? 2 mense wat nie Jesus geken het nie, wat Jesus aangeneem het, wat op pad was hel toe, neem Jesus aan. Maar wat is my fokus? Net 2. En as mens celebrate dit nie. Maar dit is wat gebeur wanneer ons onsself konstant vergelyk met ander en ons waarde kry en waar ons opmeet teenoor mense om ons dit vergiftig onsself, want wat as jy aan die kant is? Dan voel jy waardeloos. Jy voel soos maar wat doen ek eintlik? Gaan jy môre weer uitgaan en vir mense van Jesus vertel? Nee, want ek is in elk geval nie goed hierin nie. Meanwhile kan dit dalk nog 2 mense tot na Jesus aangeneem het. Ek troos my altyd in hierdie storie en ek het dit al so baie vertel, maar dit is vir my is dit 'n storie wat ek konstant onthou in die dae wat ek voel, Here, wat Lord, I tried. Maar dit het gewerk. Niks wou net werk vandag hier. Dis is iemand bel my nou die dag en ek sê vir ek wag nog tot iemand weer vir my vra, wat doen ek vir 'n lewe? En dan gaan ek vir hulle sê, my bes. Ek doen my bes. Dis wat ek doen vir 'n lewe. En van die oom in Australië wat daar was 'n kerk gewees en van julle ken hierdie storie want ek vertel dit so baie maar dit is waarna ek dink in my dae van Here help. 'n Hele kerkie wat hulle begin praat onder mekaar hoe hulle tot by Jesus gekom het. Hulle kom agter hulle kom saam kerk toe hulle loop weer maar hulle ken nie mekaar se reddingsstorie nie. Waar hulle Damaskus storie wil ek amper sê nie. Hulle Damaskus oomblik. En waar hulle begin praat onder mekaar en hulle kom agter dat meeste van hulle was ergens in Sydney deur 'n oom in dieselfde area in Sydney benader en gevra of hulle Jesus ken. En hulle is soos maar Jesus met hierdie oom soos gaan soek want hier is 'n hele gemeente wat soos bestaan vol gelowiges as gevolg van hierdie oom. En hulle gaan soek die oom op. Hulle kry die oom en hulle vertel vir hom die storie en die oom bars uit in trane. Hy sê ek het gedink my lewe is 'n totale mors van tyd gewees. Want nie een persoon het voor my gestaan en Jesus aangeneem nie. So verstaan jy hoe gevaarlik is dit om sukses te meet aan die direkte wat ons sien partykeer. Maar dis wat gedoen wanneer ons vergelyk, want ons vergelyk op wat ons sien. Ons vergelyk op wat ons sien. Ons weet nie wat lank in die pad gebeur nie en dit steel jou van soveel vreugde. Vreugde vir alles. Dit steel jou jy gaan nie wil aangaan nie, want jy dink ek is besig om tyd te mors. Maar inteendeel, meanwhile back at the ranch,
is jy besig om in gehoorsaamheid op te tree, en daarvoor wil ek vir jou sê, freaking well done. Of jy nou 1 siel kry, of jy 7 kry, of jy 300 kry, ons moet dit vier. Lukas 15 sê vir ons dat 1 persoon kom tot bekering en die engele celebrate. Die engele, ek sê vir die Malabers altyd, as iemand tot bekering kom, in heaven, there's big party now. The angels, hey, they're dancing. Dan lag hulle altyd so vir die wit man wat nou so snaaks praat met hulle. Want ons moet, maar ons ek dink ons vier nie meer die klein oorwinnings nie, want dit meet nie op aan die maatstaf van wat werklik sukses is nie. En ek praat baie in die konteks van kerk en van gelowiges vanoggend. Die wêreld, ons ken genoeg van kompetisie daar. Ek of jy sê, die kerk is nie immuun teen geestelike kompetisie nie. Ongelukkig nie. En as ons nie fokus nie, sal dit jou vergiftig. Dit sal jou roeping steel van jou. Jy sal word wie jy nie, jy sal in 'n ander baan opeindig. Jy sal wees wat jy nie moet wees nie. Jy sal altyd voel jy is uit plek uit. Die vrede van die Here sal nie met jou wees nie, want jy het nie vrede nie, want jy is nie waar jy moet wees nie. In plaas van om te fokus waar hy is, op hom af te hardloop. Hy is jou pa wat aan die ander kant van daai baan staan. En om te celebrate wat ander doen. Ek wil die volgende stelling maak. Ek het dit neergeskryf, maar kon dan ek het hierdie week dit hierdie by my opgekom. En ek sluit eintlik baie aan by Paulus wat gesê het, hierin verbly ek my dat die evangelie nog steeds verkondig word. Ek dink partykeer dat ons deurbraak lê aan 'n kant die oomblik wanneer ons ander se deurbraak kan begin celebrate. Maar ons kan dit nie doen as ons vergelyk met mekaar nie. Want ek wil voorkom. Ek wens nie vir jou toebraak, want ek wil ook deurbraak hê. Hoekom kry daai en daai deurbraak? Ek is seker volgende in die ry. Ek wil vir jou sê, ek glo, partykeer lê ons eie persoonlike deurbraak aan 'n kant, die punt van waar ons irrelevant van onsself, ander mense se deurbraak kan begin vier. Wanneer ek in Roan, vanoggend se voorbeeld, 5 en 5, was altyd, ek het 5 siele, hy het 5 siele, ons is by die laaste persoon by die dag, hy is besig om te evangeliseer, en ek nie in my hart voel, vrek, ek moet hierdie kompetisie wen nie. Want ek kan sê, Roan, jy het hom. Hierdie kompetisie maak nie vir my saakie, jy het hom. 6-5, ek kan settle met dit. Dis alles vir een doel. Gaan nie oor hoeveel siele ek wen nie, dit gaan oor, soos Reinhard Bonke het gesê, to empty hell, en om my hemel vol te maak. Dat was sy een doel. To bankrupt hell, dit is 'n woord gewees, to bankrupt hell. Moenie vergelyk nie. Dit sal steel by jou. Efesiërs 4 vers 29 lees as volg: Laat daar geen vuil woord uit jou mond uitgaan nie, maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En ons rede hoekom ek hierdie teksvers aan die einde gesit het, want hierdie punt bereik ons, wanneer ons onsself nie meer vergelyk met ander nie. My sukses, my waarde, my bestaan is onafhanklik van wat enige iemand doen, of enige iemand bereik, maar dit is slegs gevind in Jesus, en daarom kan ek, as jy baie siele wen, great. As jy min wen, great. Om 'n woord van stigting, bemoediging, dat dit soos heuning sal wees vir elkeen wat dit hoor. Maar as ons onsself konstant vergelyk met mense, onsself opmeet met mense, maar die ding is met dit is, dis so maklik, en Rowan het dit vanoggend eintlik so mooi gestel, dis do not envy, dis letterlik een van die 10 gebooie. En ons rede vir dit. Want die probleem met vergelyk is, jy dink net soos, okay, ek wil myself kry tot op 'n plek van harder werk, maar dit kry jou later op so 'n plek waar jy so konstant in hierdie battle is met ander mense, maar ook om waarde te voel. Jy voel later soos waardeloos. En as gevolg van wat? Ander mense. Nie wat Jesus oor jou sê nie, maar omdat jy jouself vergiftig het, en dis hoekom die titel vergiftig het deur jouself te vergelyk met ander.
Sê ek dat ons nie kan leer by mekaar nie? Nee, dis wat ek sê nie. Ek glo as jy hier sit en jy die Here Jesus Christus aangeneem met die Heilige Gees, verseël met die Heilige Gees, daar's Jesus in almal van ons. Ons kan leer by mekaar. Ons kan leer by mekaar. Daar's goeie goed wat ons kan leer by mekaar. Maar my waarde vind ek nie in mense nie. Maar ek kan leer by mense. Jy kan leer by mense. Ons is daai sê ding van ek is nie besig om te sê jy's 'n pot en jy's gemaak en jy gaan laat staan en moenie kyk na die ander potte nie. Jy is soos jy is, so moet jy aanneekie. Nee, ek sê dat ons maskuur en skaaf in jou baan. Snoei in jou baan. Nie gebaseer op ander mense se verwagting van jou tot 'n sekere mate en wat jy op jouself sit nie. In Hebreërs 12, hy sê op die bord nie, ek praat al heel oggend oor hom, maar ek voel tog ek wil hom lees. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê en die sonde wat ons so maklik omring en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Die oog gestig op Jesus, die leidsman en voleinder van ons geloof, wat vir die vreugde wat voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. As jy die vermoedigheid het, maak net jou oë toe, en ek wil graag 'n prentjie vir jou skets. So dink aan 'n atletiekbaan. 'n Vol atletiekbaan. 'n Parel, gym en boys interskole atletiekbaan. Sien al daai skare. Nou daai skare is gelowiges voor ons. Mense wat voor ons al hierdie wedloop gehardloop het. Sien jouself op die 100 meter lyn. En dan, as jy kan, hoor hoe daai skare jou naam uitskree. Want dit is wat dit is. Daar's mense wat hierdie wedloop voor ons gehardloop en hulle cheer vir jou. Go. Go. Go, hou bene hou. Hou bene hou. Hou bene hou. En aan die einde, op die wenstreep, staan Jesus. En kyk vir jou in jou oë soos jy kom hardloop. En terwyl ek hierdie sê, hoor ek hierdie woorde, kyk vir my, fokus op my, fokus op my. Ek sien hoe van julle dalk partykeer bietjie wankel. Ek sien hoe partykeer jy raak half bekommerd, jy wil so rondkyk en dan hoor ek net hierdie woorde. Hoor hierdie woorde, kyk vir my, my kind. My kind, kyk vir my. Kom, kyk vir my, kyk vir my. Jy hardloop nie teen ander mense nie. Jy hardloop jou wedloop. Ons hardloop nie ons wedloop ten koste van ander nie. En aan die einde sit ons ook in die wolk van getuies en ons cheer die volgende ouens aan. Cheer die volgende ouens aan. Dit sê Jesus het hierdie wedloop gehardloop for the joy that was set before him. Dit is ons. Sy kinders verenig met hom. Hy het die kruis verdra sodat ons gefokus op hom kan hardloop. Hy het aan ons gedink aan die kruis. Here, dankie dat U vir ons 'n voorbeeld is van diensbaarheid, 'n lewe neergelê. 'n Lewe onafhanklik van menslike maatstawwe, verwagting. Here, U het op die einde van die dag, Here, het 12 oorgebly en hulle het ook nog weggehardloop. Here, maar wat 'n amazing bediening. Wat U het ons lewe so kom verander. Dankie vir U. Dankie vir U vergifnis, U versoening, Here, wat U vir ons gegee het tussen mens en God. Dankie dat U vir ons 'n lewe kom wys het van ek doen niks wat ek nie die Vader sien doen het nie. Jesus.
Here, my gebed vanoggend, Here, is dat ons sal fokus op U. En terwyl jy daar sit, wil ek jou uitnooi om te bely, daar waar jy jouself dalk vergelyk het met ander, waar jy dalk 'n maatstaf vir ander gegee het, waar jy in die verkeerde baan ingegaan het. Jy sê, ek is jammer, Here, daar waar ek myself vergelyk het met ander. Here, waar ek toegelaat het dat ander mense my mens wees, my waarde bepaal, Here. Here, waar ek toegelaat het, is niemand anders se skuld nie, Here, waar ek toegelaat het, Here, dat dit my vergiftig het, Here, en my optrede un-Christ-like gemaak het. Here, my grootste begeerte is my goeie verteenwoordiger te wees van my huis. Want ek weet my huis is by U en dis nie U nie. My huis is by U. Here, dankie dat vir ons vergifnis is, Here. En vryheid is in U Gees. Dankie dat U ons aanmoedig. Dankie dat U ons bemoedig. Dankie dat U ons versterk en die nodige krag en genade gee vir elke dag om die wedloop te hardloop. Gevestig, ons oë gelok op U sin. Jesus, Jesus, Jesus. Here, U is my koning. U is my God. U is my maatstaf. Sodat soos ons vir U kyk, Here, ons van heerlikheid tot heerlikheid verander kan word in U beeld. Here, ons lê ons lewe voor U neer, stel ons kruis op en word hierdie week wat voor ons lê verheerlik in ons lewens. Here, soos wat ons kyk en gefokus op U is, Here, mag alles in ons lewe terugwys na U toe. Here, dankie vir U goedheid en U guns wat so onverdienlik ons najaag. Here, my gebed is, mag U goedheid en guns hierdie week elke persoon hier vanoggend inhaal en hulle oorweldig. In Jesus naam. Amen. Amen. Fluit. My storie is uit. Julle moet 'n fantastiese Sondag hê. Ek hoop om van julle dan te sien vanaand. As nie almal nie, maar ja, julle moet 'n regtig amazing dag en week hê. En ja, die Here se guns en genade oor julle in Jesus naam. Amen.